Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is min, maar ons is hier en ons hoop daar's 'n hele paar wat vanoggend aanlyn saam met ons inskakel. Kom ons draai so na mekaar toe en dan groet ons mekaar daar in die omtes. Omdat dit so heerlik koel is vanoggend, gaan ons begin deur 2 liedere saam te sing. Sommer daar waar ons sit, gaan David ons begelei in 2 liedere, Vader, Seun, Heilige Gees en dan eer aan die Vader. So kom ons sing lekker saam.
ons kom vandag bymekaar as mense wat aan God behoort. Sy Gees leef in ons. Dit lei ons. En dit herinner ons dat ons sy kinders is. Daarom is ons hier. Om te luister, om te groei en om geesgedrewe te leef. Genade en vrede vir julle van God ons Vader wat ons sy kinders gemaak het en van Jesus Christus ons Here deur wie ons erfgename geword het en van die Heilige Gees wat in ons woon, ons lei en ons herinner dat ons aan hom behoort. Amen. Ek wil sommer vra dat ons nou opstaan en dan gaan ons weer 2 liedere saam sing, al die lof, eer en aanbidding en hier is die kerk om ook eer vir hierdie Here te gee.
Gemeente, ons hoor vandag nie net wat God van ons vra nie, maar ook hoe hy deur sy Gees vir ons die krag gee om te leef. Kom ons luister na die woord van die Here as ons wetgedeelte, as ons na Galasiërs luister. Daar staan, laat julle lewe deur die Gees lei. Dan sal julle nooit toegee aan die begeertes van die sondige natuur nie. Wat die sondige natuur begeer, is in stryd met die Gees. En wat die Gees begeer, is in stryd met die sondige natuur. Hierdie twee staan teenoor mekaar. Maar as julle deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Net daar waar ons sit. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons gaan een versie van Diep o God, diep neergebo sing en daarna gaan ek 'n oomblik van stilte gee waar jy vanoggend ook jou sondes aan die Here kan bely. Here ons God, ons hoor U wil vir ons lewens, maar ons moet eerlik bely, ons kies so dikwels ons eie pad. Ons leef nie altyd soos mense wat deur die Gees gelei word nie. Ons woorde, ons gedagtes, ons dade, dit wys nie altyd hierdie vrug van die Gees nie. Vergewe ons, Here. Verander ons harte. Laat die Gees in ons werk, sodat ons werklik kan leef as U kinders. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Hoor dan die goeie nuus uit Romeine 8 wat sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. In Christus is ons vergewe. En deur die Gees maak hy ons nuut. Ons is sy kinders. Kom ons leef dan nou hierdie vryheid in hierdie lewe wat hy vir ons gegee het. Kom ons staan op
en dan bely ons saam hardop ons geloof vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ouer mense, julle kan maar eers sit, al die jong kindertjies, ek sien daar is darm 'n paar, wil julle nie vir ons vorentoe kom nie? Die arme graad 4'tjies kan net nie wegkom van die kleintjies af nie. Goed, julle wie van julle kan vir my sê, wat is dit? 'n Ballon, nee. Okay, nou as 'n ballon so, hier kom nog 'n paar, sorry julle, ek het vergeet, kom. Ek dink julle is al klaar klasie toe of iets. Asai. Okay, so ons het 'n ballon. Julle almal stem is 'n ballon. So as die ballon so lyk, wat kan hy doen? Niks. Absoluut niks nie, maar as ons nou 'n ballon vat en ons blaas bietjie lug in hom in, hy moet nou net reg blaas vanoggend. Ons maak sommer geluide ook vanoggend hierso, nee. Goed, so wat het ek nou daar ingeblaas? Suurstof. Nou, as ek nou suurstof hier inblaas, kan julle dit sien? Nee, ons kan dit nie sien nie. Nee, nou ons gaan vanoggend praat oor die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees is soos daai suurstof wat ons nou in hierdie ballon ingeblaas het, nê? En nou as daar lug in die ballon is, wat kan gebeur? Wee, hoor daar, jy kan onmiddellik sien. Okay, Charlie, gee hom eers terug voor of los hom net daar. Hy sal nie ontplof nie, los hom net daar. As ons nou hierdie ballon gevat het, nê, en ons het nou klippe en grond en stokkies en allerlei goed hier ingesit, sou hy gevlieg het? Nee, hy sal net grond toe geval het, nê? Hy sou gepop het, want die stokke is te groot, hoor julle, so moenie te groot stokke insit nie. Nou, dis nou presies wat ons vandag leer, nê? Ons is soos hierdie ballon, nê? Die Gees maak ons vol. Hy gee vir ons raad, en hy wys vir ons hoe, en dan kan ons beweeg, en ons lig versprei, en goeie Christene wees. Sien julle, soos die ballon. Maar as ons al die verkeerde goed hier insit, nê? Dan kan ons niks doen nie. Dan is ons maar net 'n ou stukkie rubber wat eintlik niks kan doen nie. So ons leer vandag van die Gees. Ons moet ons volmaak van dit wat ons nie kan sien nie, die Heilige Gees, dat ons ook kan lewe en ons lig versprei sodat almal dit kan sien, nê? Het julle hom? Okay, gaan julle dit doen? Waarvan gaan julle julleself volmaak? Die Heilige Gees, ons het nou net gesê, nê? Kom ons sluit gou die oogies, dan bid ons saam. Here, dankie vir die Gees en dankie dat ons kan leef. Help ons om ons vol te maak met die Heilige Gees, met alles wat U vir ons gee en nie met al die gaga goed in die wêreld nie. Dankie dat U saam met ons is en elke dag saam met ons loop. Amen. Amen. Gaan julle klasie toe? Daar's blykbaar lekker goedjies vandag wat julle nou alweer gaan aanvang. So, geniet julle sonnaskool, Tannie Libbe is op pad en Tannie Ilse van daarbo. Hier is nog een. Goed gemeente, ons kry nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
Goeiemôre almal. Julle weet as julle my voorsien, dan is dit alweer Ham, ietsie wat ek wil sê oor Ham. Soos julle kan sien, het ek en my gesin baie jungle oats geëet, om vinnig hierdie bokse leeg te kry. Ons het volgende program is die winterskoenboks projek, en so baie dankie vir die mense wat al reeds skoenbokse gevat het om dit vol te maak vir die kinders vir die winter. Ham versoek dat die klere wat gekoop word, sommer by Pep gekoop word, dan kry almal dieselfde. En ja, baie dankie. Hier is nog net 'n paar bokse oor, as julle so voel om dit vol te maak, sal ons dit baie waardeer. Dit moet die 1 Junie weer terug wees in die kerkkantoor. En dan, ja, deur die jaar het ons nog projekte wat kom, ons jaar eindfunksie kom nog. Ons het fondse daarvoor nodig ook, wat ons die kinders wil mee bederf en vir hulle geskenke koop. So as enige iemand wil bydra maak deur die jaar, is julle welkom om in die kerk se rekening in te betaal met verwysing Ham. En net weer eens dankie vir julle ondersteuning. Ons kan niks van hierdie goeders doen vir die kinders as dit nie vir julle is nie. Daar waar ons sit, gaan ons nou Skeppergees sing, om ons ook dan nou in te stel vir die woord van die Here wat ons nou gaan saam hoor. So kom ons sing saam Skeppergees. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 8 vanaf vers 12, as enige iemand hulle Bybels hier het om oop te maak. Voor ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons as 'n geloofsfamilie vanoggend hier bymekaar kan kom. Here, ons hoor die wind wat waai, ons voel die koue aan ons lyf, en ons besef weer dat U hierdie aarde geskep het, met al sy seisoene, sodat dit ook kan floreer. Here, gee dat dit sal stil word binne ons, dat ons werklik vanoggend sal hoor wat U vir ons wil sê.
Maak ons rustig, maak ons teenwoordig en laat die Gees in ons werk. Amen. Kom ons lees saam in Romeine 8 vanaf vers 12. Daarom dan, broers en susters, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover. Ons almal word deur iets gedryf. Dink net 'n oomblik aan jou eie lewe. Wat is dit wat jou uit die bed kry elke oggend? Wat is dit wat jou besluite dryf? Wat is dit wat jou angs gee in die nag? Party mense word gedryf deur vrees. Vrees dat hulle nie goed genoeg is nie. Vrees vir wat ander mense dink. Vrees vir die toekoms. Ander word gedryf deur skuld, sonde, 'n ou wond wat net nie genees nie. En nog ander word gedryf deur sukses, deur erkenning, deur die begeerte om te bewys dat hulle die moeite werd is. En sommige van ons word gedryf deur sosiale media. Deur al die video's wat ons elke week na week saam kyk. Jy sien dit hoe mense leef. Hulle is altyd haastig, altyd gespanne, altyd op soek na meer, altyd reg om 'n antwoord te gee op die laaste video wat hulle gekyk het of die laaste storie wat hulle gehoor het. Maar vandag kom Paulus met 'n vraag wat ons moet stop en ons dalk moet ernstig opneem. Wat is die dryfkrag in jou lewe? Paulus skryf aan 'n gemeente in Rome wat presies hierdie stryd ken. Mense wat tussen twee wêrelde lewe, die ou sondige lewe van vrees en 'n nuwe lewe van die Gees. En hy sê vir hulle en vir ons vandag, daar is 'n ander manier om te leef. Nie gedryf deur sonde nie, nie gedryf deur vrees nie, maar gedryf deur die Gees van God. E. Stanley Jones het destyds die tipiese Christelike mense vergelyk met 3 tipe bote. Hy het gesê, jy kry 'n roeiboot, 'n seilboot en 'n motorboot gelowige. Iemand wat 'n roeiboot ergens wil ergens kom. Dis die mense wat hard moet werk om hulle bestemming te bereik. En talle Christene glo dis presies waaroor die Christelike lewe gaan. 'n Mens sien eintlik net die stres en die inspanning op hulle kop, want al wat hulle doen is werk om in die hemel te kom. Dan is daar Christene wat so seilbote funksioneer. Solank die wind waai, kan 'n mens 'n seilboot vinnig en ver kom. Solank hulle lewenssituasies gunstig is, gaan dit in hulle geloofslewe baie goed. Solank alles reg loop, die wind reg waai, daar geen storms is nie, wanneer daar windstiltes is, wanneer die storms aanbreek, dan is dit asof hierdie mense verdrink. Maar gelukkig is daar dan die motorboot Christene, het Jones gesê. Hulle reken nie op roeispane nie, hulle reken nie net op goeie weer nie,
of goeie werke nie, hulle soek nie die gunstige omstandighede nie. En dit is hierdie Christene wat met die motor, hierdie innerlike krag wat hulle dryf, vorentoe gaan. In die goeie, in die slegte, in die stiltye, in die besige tye. Is dit hierdie geesmotor, as ons dit so kan sê, wat hulle vorentoe laat beweeg. Dit is wat die Heilige Gees doen. Hy herinner ons dat ons nie hoef dood te werk om onsself te red nie, want Christus het dit reeds gedoen. En die inspirasie wat die Gees vir ons gee, is gratis brandstof, wat ons help om vorentoe te beweeg, om krag te kry in die lewe. In Romeine 8 help ons dan nou juis om motorboot Christene te wees. Dit wys ons hoe ons geesgedrewe lewe eintlik moet lyk. Paulus sê duidelik, ons is nie meer slaaf van ons natuur nie. Ons is nie skuldenaars van die sondige natuur nie. Ons hoef nie volgens dit meer te leef nie. Nou hierdie woorde is werklik bevrydend. Paulus sê jy hoef nie meer deur jou eie natuur beheer te word nie. Ek weet, baie van julle dink onmiddellik, en ek hoor dit ook maar gereeld, ek probeer so hard, ek weet dis nie heeltemal reg nie, maar ek doen dit tog. Ek het probeer, dit werk nie so lekker uit nie, so ek gaan maar net aan soos ek altyd aangegaan het. Dis maar net hoe ek is. Kan dit nie help nie. Of ek het al so baie keer gevra dat God my verander, maar net niks verander nie. Kom ons gebruik vir 'n oomblik 'n beeld. Ons dink aan 'n kar wat teen 'n afdraande rol, sonder remme, sonder 'n stuur. Hy gaan net waar die hellings hom vat. Hy reageer nie, hy kies nie, hy gaan maar net saam met die pad. En dis hoe die lewe lyk van iemand wat deur hulle sondige natuur gedryf word. Jy reageer op jou humeur. Jy val terug op jou ou sondige gewoontes. Jy voel jy het nie beheer nie, want eintlik het jy nie. Voordat jy kan dink, kom die woorde uit jou mond. Die begeertes neem oor en die ou patroon herhaal maar net weer en weer. Maar Paulus kom sê vir ons en hy herinner ons vanoggend, dis nie eintlik meer jou storie nie. Maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Om geesgedrewe te lewe beteken nie dat sonde net skielik verdwyn. Ons gaan nie uitstap en alles is net mooi en sonskyn nie. Dit beteken dat jy nou 'n keuse het. Jy het nou 'n krag eintlik buite jouself, maar ook binne jouself wat jou help om nee te sê. Wat jou help om anders te dink. Wat jou partykeer tot 20 laat tel voor jy reageer. Of partykeer die e-pos 5 keer uitvee voor jy hom regtig waar stuur uit woede uit. Vra vir jouself eerlik, wat dryf my reaksies? My humeur, my gewoontes? Is dit ek self? Is dit my sondige natuur? Of word ek gedryf deur die Gees van God? Ons word gelei want ons is almal kinders van God. Ons ontvang die Gees oor so 'n klein rukkie vir ons Pinkster wat ons sê die Gees het oor ons gekom. Ons het die Gees in ons lewe. 'n Geesgedrewe lewe is nie 'n lewe van eie wilskrag nie. Dis 'n geleide lewe. Die Heilige Gees, soos ons nou asem gehaal het, is soos daai wind. Hy beweeg, hy lei, hy gee rigting. Jy kan nou nie net in 'n boksie sit wat jou pas nie. Jy kan hom nie net op bestelling oproep wanneer jy dink is nou die regte tyd nie. Maar jy kan oop wees. Jy kan luister, jy kan reageer, jy kan wanneer hy beweeg, saam beweeg. En natuurlik vra ons onmiddellik, maar hoe doen hierdie Gees dit prakties? En Paulus en die res van die skrif leer vir ons dat deur God se woord, dit wat ons hier leer, dit is die prakties wat ons kan bring, wat die lewe in ons woorde sit. Die lewe in jou hart sit. Deur innerlike oortuiging, daardie diep wete hier binne jou, ek noem dit altyd die stemmetjie wat sê, daai is nie nou die regte ding nie, of ja, dis wonderlik, gaan voort. My seun vra my nou die dag, CJ, hy sê nou hier nie, hy sê, maar hoe hoor ek die stem? Toe sê ek vir hom, nou die dag toe jy dit gedoen het, wat het hier agter in jou kop aangegaan? Toe sê hy, mamma gaan my raas, want ek weet dis die reg hê. En dis die punt, daai
innerlike stem wat vir jou sê, dis dalk nie nou die regte tyd of die regte manier nie. Die ander manier natuurlik, die innerlike oortuiging, is wanneer jy skuldig voel na iets, dan besef jy ook, jy kon dit beter hanteer het. Natuurlik lei die Gees ons ook deur vrede of onrus in jou hart, dit wat ons nou net gesê het. Wanneer jy wegstap iewerste en jy voel daai rustigheid, of wanneer jy wegstap en jy voel iets is nie reg nie, iets is nie nou pleis nie. En dan natuurlik iets wat ons baie graag miskyk, deur die wyse raad van ons gelowiges. Partykeer sê die Gees vir jou, gaan sê vir daai en iets, sê vir daai en iets, op 'n oomblik reageer jy en jy besef, hierdie was nie nou ek nie. Want die Gees lei ons ook in ons verhoudings met mekaar. Maar dit verg iets van ons as Christene. Dit verg stilte in 'n wêreld vol geraas, vol kennisgewings, vol haas, vol video's. As jy so besig is om na al dit te luister, kan jy nie die stem van God hoor nie. Kan jy nie meer hoor wat die Gees vir jou wil sê nie, want alles is die heeltyd hard rondom jou. Daar's nie 'n oomblik van stilte en luister nie. Dit verg gebed. Nie as 'n ritueel nie, maar as 'n gesprek. Here, lei my. Ek wil nie my eie koers volg nie, lei my. En dit verg sensitiwiteit. Om bereid te wees om te reageer wanneer God praat. Selfs as dit ongemaklik is, selfs as dit iets van jou vra. Die vraag is nie of die Gees lei nie, die vraag is of ek reg is om dit te hoor en dit te volg. Die wonderlike ding wat Paulus ook sê is dat ons kinders is. Ons is nie meer slawe nie, ons is kinders. En hier kom Paulus by die hart van die saak. Om geesgedrewe te lewe is nie net 'n program nie. Dit is nie volg dit en gaan aan nie. Dit is nie net 'n stel reëls wat ons probeer nakom nie. Dis 'n verhouding. Het jy al ooit in 'n hotel gebly? Jy kom in jou kamer, alles is netjies, jy het jou kaart en alles gaan reg. Jy sit half op die punt van die bed want jy wil nou net nie die bed die mekaar krap nie. En jy sit daar en jy besef maar alles voel half vreemd. Dis nie jou kamer nie. Vergelyk dit met jou eie huis. As jy by die deur inkom, skop jy jou skoene uit, alles word neergegooi, want dis jou plek. Daar is jy tuis, daar behoort jy. Daar is jy gemaklik. Nou Paulus sê, God het jou nie 'n hotelslaapkamer gegee nie, hy het jou tuis gemaak. Die woord hier wat gebruik word is Abba. Dit is nie 'n formele woord eintlik nie, dis 'n liefde, sagte woord om te sê Vader, Papa. Intiem, naby, veilig. En Paulus sê dit is hoe God wil hê jy moet hom ken. Nie as hierdie streng regter wat wag dat as jy struikel nie. Nie as 'n vreemde God wat iewers ver weg is nie, maar as jou Vader wat naby is, wat vertroud is aan jou, waar jy veilig voel. Baie gelowiges leef asof hulle nog slawe is, lewe uit vrees. Hulle bid asof hulle moet bedel, eerder as wat hulle met die Here moet praat. En hulle is teleurgesteld aan omtrent alles in die lewe. Maar Paulus sê direk, sonde maak mens slawe. God maak 'n mens kinders. Jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy's 'n kind van God. En aangenome kinders leef soos hulle vader hulle geleer het. Nie uit vrees nie, maar uit liefde. Nie om iets te verdien nie, maar omdat hulle weet wie hulle is. 'n Geesgedrewe lewe begin nie met prestasie nie. Dit begin met hierdie waarheid dat ek aan God behoort. Sy kind. En dit verander alles. Natuurlik sê Paulus ook, en hy wil hê ons moet dit weet, dat jy leef nie net vandag nie, maar jy het ewigheid. Jy het die ewigheid in sig. As 'n mens dink aan 'n student wat laat nag sit en studeer, die boeke stapel op, hulle is doodmoeg, maar op die ou einde dit vra opoffering, maar op die ou einde van die dag weet hulle wat gaan gebeur, omdat hulle hard werk. So is dit met 'n geesgedrewe lewe.
Paulus verberg nie die moeite nie, hy sê direk, as ons saam met hom lei. Hierdie lewe gaan nie maanskyn en rose die hele tyd wees nie. Alles gaan nie perfek reg loop nie. Maar hy is by ons. En ons het die heerlikheid wat wag. Die lyding is nie die einde van die storie nie. Dis deel van die pad na die erfenis. En die erfenis is nie 'n abstrakte dinkie. Paulus sê, ons is mede-erfgename van Christus. Alles wat aan Christus behoort, die oorwinning, die heerlikheid, die lewe sonder einde, dit is ook aan ons beskore. Adriel Koenig het in een van sy preke hierdie storie vertel, wat eintlik al klassieke status gekry het. En dit verduidelik hierdie gedagte, so dit sê, 2 boeties sit in dieselfde skoolklas. Juffrou skryf die name op die geboortedatums op, en Jannie is 7, en hy verjaar op die 1 Mei. En Pieter is ook 7, en hy verjaar op die 1 Augustus. Albei in dieselfde jaar gebore. Die juffrou het toe vraend opgekyk, en die 2 boeties wat ewe oud is, en net 3 maande van mekaar verskil, sê die boetie Pieter, ja juffrou. So effens onseker, dit is so, een van ons is aangeneem, maar juffrou, ongelukkig weet ek nie watter een nie. En dit is die evangelie. Ons is almal familie, ons is almal kinders, want God het ons aangeneem as sy kinders. En dit is genade. Wanneer dinge swaar raak, en ons weet dit kan maar swaar raak, is die antwoord nie om op te gee nie. Die antwoord is om te onthou, ek is op pad. Ek is 'n erfgenaam. Hierdie oomblik is nie al wat daar is nie. Die Gees self getuig in jou hart, jy's 'n kind van God. En kinders van God is erfgename van die ewige heerlikheid. So ons kom terug na die vraag waarmee ons begin het. Wat is die dryfkrag in jou lewe? Paulus het vir ons diep waarhede gegee. Hy sê 4 spesifiek. Jy is nie meer 'n slaaf van jou eie natuur nie. Die Gees gee jou die krag om anders te kies. Jy word gelei deur die Gees. Maar jy moet oop wees, jy moet luister, jy moet reageer. Jy's 'n kind van God, jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy kan Abba Vader roep. En jy leef met 'n ewige erfenis. Lyding het nie die laaste woord nie. Die grappie word eendag vertel vir my, en ja, ek moet dit net sê, want dit werk so goed saam met hierdie, hulle praat van 'n man, wat eendag doodmoeg was van sy kar stoot. Hy het dit blykbaar op die afdraan is op, afdraan is af, baie moeg, nat gesweet, frustreerd, en hy stoot net, en die kar kom nie regtig eintlik verder nie. En toe sê iemand vir hom, hoekom klim jy nie in nie, en laat die engine die werk doen nie. Baie van ons probeer maar self stoot. Baie van ons probeer maar self met ons eie krag vorentoe gaan, met ons eie wilskrag. Maar God sê vir ons vandag, klim in. Laat die Gees jou dra. Leef nie gedryf deur vrees nie, nie gedryf deur skuld nie, nie gedryf deur die wêreld nie. Leef Gees gedrewe. Want jy behoort aan God. Jy word gelei deur hom, en jy is op pad na 'n heerlike erfenis. Hoe leef ek dit uit? Kom ons 3 maklike stappe. Begin elke dag met oorgawe. Voordat jy jou foon optel, voordat jy die dag aanvat, sê vir God, Here God, Gees van God, lei my vandag. Stop en luister. Voor jy reageer op moeilike situasies, die moeilike mense, die moeilike keuses, vra eers, wat wil jy hê, Here? Derdens, onthou wie jy is. Jy is nie 'n slaaf nie, jy is nie 'n vreemdeling nie. Jy is 'n kind van God en 'n erfgenaam van sy koninkryk. Amen. Here, dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk. Vergewe ons waar ons maar self probeer, waar ons probeer beheer, waar ons uit vrees leef in plaas van vertroue, waar ons vergeet dat ons hier kinders is en nie meer slawe nie. Leer ons om oor te gee, om te luister, om te volg.
Help ons om elke dag geesgedrewe te leef. Nie uit eie krag nie, maar deur U krag. Amen. Voor ons gaan afsluit met ons laaste lied, Father God of Vader Heer. Julle sal sien, ons nie so baie aankondigings nie. Stel het ons nou mooi verduidelik van Ham. Julle kan dwars deur die jaar, as julle enigstens so voel, met die stel kontak maak. Julle kan ook met Drian praat. Drian is Liefde na Buite se voorsitter. Daar is 'n klomp van ons goedjies waarmee ons besig is met Liefde na Buite, as julle wil graag betrokke raak by iets. Die deuroffer gaan vir gemeentebediening. Gemeentebediening is juist daar om gemeentes te help wat sukkel, wat nie lekker op die been kom nie. Gemeentebediening is ook die 4de Mei hier by ons. Dan het ons 'n induksieprogram saam met die kerkraad, so julle kan gerus ook saam met ons bid. Hulle help ook vir nuwe leraars en ouer leraars en al die leraars en die gemeente om bietjie saam op voet te kom, saam met die kerkraad ook. En dan sal julle sien, die Bybelstudies gaan nog steeds voort. Dominee Henny het gesê, hy is vir April nog verantwoordelik vat uit die Bybelstudies, so hy is nog aan die gang daarmee, dit gaan nie net doodloop nie. En tussen my en Wian sal ons dan nou ook verder 'n oorgee of 'n hoe ook al nou maak op die ou ende van die dag. So asseblief woon die Bybelstudies by, dit gaan nie net sommer verval nie. Dit is nog steeds aan die gang. So kom ons sluit af dan nou met die woorde. Ek wil nooi dat ons regop staan en Father God saam sing. Gemeente, God kyk vandag na jou en sê, jy is my kind. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat hy jou liefhet. Leef dan in vryheid, in vertroue, in nabyheid. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus.